episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jan-Louis Lee. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook my mede-gasheere saam met in ons virtuele studio vanoggend. Ons doen vanoggend weer 'n luisteraarsvraag. Ons probeer gereeld by luisteraarsvrae uitkom en ons het 'n baie interessante een gekry wat ons dink ook baie relevant is vir die tyd waarin ons is. Veral nou met die oorlog in Iran, lees mens weer baie eskatologiese voorspellings en idees in derde wêreldoorlog en Armageddon ensovoorts. En so ons het ook 'n luisteraarsvraag so ek terug ontvang van 'n luisteraar en ek gaan net die luisteraarsvraag vir ons lees en dan ook die teksgedeelte lees, Openbaring 16 vers 16 waarna die luisteraar verwys en dan sal ons wegspring. So kom ek lees eers die luisteraarsvraag en dan die teksgedeelte. Die luisteraar het vir ons geskryf en gevra: ek het 'n vraag omtrent Armageddon. Dit is in Openbaring 16 vers 16 en staan bekend as die plek waar die laaste oorlog sal plaasvind. Wat is ons gereformeerde siening daaroor? Dit is 'n onderwerp wat verswyg word in die gereformeerde prediking, maar baie oor gepraat word in ander kringe. So goed, dit is die luisteraar se vraag. Ek gaan vir ons dan nou die teksgedeelte lees. Ek gaan so eentjie vroeër terug begin lees vanaf vers 16. As goeie gereformeerdes glo ons mos konteks, né? So kom ek lees van vers 12 af tot by vers 16. Vers 12 begin met: en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Efraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reg gemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom van die troon af wat gesê het: dit is verby. Dit is tot by vers 17. So dis die teksgedeelte julle. Ek dink hoe ons wil begin. Ons wil eerstens in breë trekke praat oor die boek Openbaring. Ek wil net noem vir ons luisteraars, ons het 'n eskatologie reeks ook al gedoen van tevore wat ons sal deel. En in daai eskatologie reeks het ons ook gefokus oor hoe moet ons Openbaring lees, wat se tipe materiaal is dit. Dit is apokaliptiese literatuur en ons moet dus die teks hier teenoorkomstig interpreteer. Ons gaan op hierdie eerste punt net so breedvoerig daarna verwys. Ons gaan nie in diepte ingaan nie, want ons wil by die saak uitkom wat gevra word. Ek kan net inleidend sê, en dan gaan my 2 mede-gasheere die gesprek in hulle wysheid verder neem. Maar as ons byvoorbeeld na boeke kyk soos Daniël, wat parallelle het met Openbaring en ook Sagaria. In Sagaria sien ons die perde, die beelde, verskillende beelde van die perde. Het is baie duidelik uit die boek Sagaria dat ons nie daarvan letterlike perde praat nie. Dit is 'n beeld om daai tydsvak van Israel uit te beeld in beeldvorm, maar ook 'n toekomstige era van die kerk. En so ook met Sagaria, met Daniël. Daniël het baie parallelle beelde en 'n paar ander profetiese boeke ook met die boek Openbaring. En as ons die boek Openbaring wil verstaan, moet ons dit lees in die lig van die res van die skrif. Al die beelde daar word vir ons duidelik in die res van die skrif uitgebeeld. So die eerste groot stelling wat ons wil maak, en ons kan dit bietjie verduidelik, is dat Openbaring is apokaliptiese literatuur. Hoe dit werk met die tipe literatuur, dit vat beeldvorm om 'n waarheid
bekend te maak. En so dis die eerste belangrike ding as ons oor Armageddon praat, dat ons dit verstaan. Dat ons nie noodwendig hier praat van 'n letterlike 'n oorlog wat daar op 'n groot vallei gaan afspeel, 'n massiewe oorlog wat ons al baie van prente gesien het. Tanks aan die kant en drogbeelde aan die kant, en daar's 'n vreeslike letterlike groot oorlog iewers nie. En ons sien dit dan ook in die manier hoe Openbaring praat. Net breedvoerig kan ek sê Openbaring, ons praat van die 6 bakke, hier het ons by die juis die 6 trompette, waarmee dit begin hierso. Dit is 'n skaal, daar's skale, daar's 6 trompette. So as heeltyd hierdie 6 beelde wat gebruik word, Openbaring word as 6 films as jy wil uitgebeeld wat sirkel die hele tyd, en elke film het meer besonderhede, soos van die bakke gaan jy na die trompette toe, en elke beeld het meer besonderhede van die hele kerkera. En dit sluit selfs partykeer die sondeval in. So dit wys vir ons 'n groot beeld van die verlossingsgeskiedenis. So dis breedvoerig. Julle moet nou invul daarop. Dankie Jaco. Ek gaan by jou aansluit en net weer 'n bietjie 'n stap terug gee. Ek wil net vir ons luisteraars herinner, ons het 'n reeks, 'n eskatologiese reeks ook al opgeneem voorheen, waarin ons die gereformeerde verstaan van die eindtye daar verduidelik en bespreek. So gaan luister gerus ook daarna, en dan wil ek net weer aansluit by wat die luisteraar gevra het in die vraag, waar die persoon gevra het is, die vers 16 sê, dit staan bekend as die plek waar die laaste oorlog plaasvind. Wat is die gereformeerde siening daaroor? So duidelik, hierdie beeldspraak wat gebruik word is baie duidelik in ons gedagtes. So dit verwys na 'n plek, dit verwys na 'n oorlog. So dit dis nie, ons wil amper sê dis baie letterlik. En Jaco, jy het nou reeds gesê dis nie letterlik nie. Nou net bietjie teen die kritiek wat 'n mens kry vanuit ander oorde is, hoe kan julle dan nie die Bybel letterlik opneem nie? Die Bybel is mos letterlik die woord van God. Dis waar. Maar nie alles in die letterlike woord van God moet letterlik opgeneem word nie. Want elke genre leen hom daartoe om verklaar te word op 'n sekere manier, en is baie duidelik dat hierdie boek van die boek Openbaring, net soos alle ander boeke, benader moet word as die woord van God. Met ander woorde, dit is 'n geskrewe teks wat God gegee het in die tyd deur mense in 'n taal en in 'n konteks. Maar die genre bepaal ook hoe jy hom moet verstaan. So ons het gesê ons gaan nie 'n uitgebreide weergawe gee van hoe ons die boek Openbaring moet verstaan nie, want daarvoor kan ons die ander episodes gerus gaan luister. Maar ek dink ons moet dit beklemtoon. Nie alles wat letterlik hier staan moet letterlik opgeneem word nie. Dit is beeldspraak. Ek weet byvoorbeeld daar's baie mense wat praat van die vallei, die vallei waar die oorlog gaan plaasvind en die Eufraatrivier wat gaan leegloop, en dit gaan daar letterlik in Israel gebeur, en dan word daar allerhande teorieë daar rondom opgemaak wat nie Bybels is nie en wat die skrif definitief nie hier sê nie. So hier moet ons baie duidelik sien ook vers 16, en dis waar die luisteraars ook vra, en hulle het versamel op die plek, en dan baie interessant, hoekom sal Johannes sê wat in Hebreëus genoem word Armageddon? Dis nou nogal baie interessant. Jy weet dat die Grieks sê in Hebreëus word dit genoem. So dit verwys baie duidelik terug na Ou Testamentiese gebruike en verstaan en beelde en nie net beelde nie, maar werklikhede wat plaasgevind het. Soos byvoorbeeld oorloë wat in die Ou Testament gebeur het. En dis hoekom ons sê die plek waarna hier verwys word, as mense dit 'n plek kan noem, is die berg Megiddo. Dis die Hebreëse woord. Maar dis maar net inleidend my eerste opmerking.
Ja, kom ons antwoord aan die vraag, hoe lees ons die boek Openbaring? En die ironie is, elke keer as daar so 'n tipe van ding gebeur rondom die Midde-Ooste en ons 'n konflik in Israel, dan blaai mense boek Openbaring toe en dan sê hulle, hier, ons is nou hier op Openbaring so en so en so, en dit is nou waar dit trek, en die water in die Eufraat droog op, en dan beteken dit ons is nou so. Dit is 'n belangrike ding, en dit is waarskynlik hoekom dit elke nou en dan so op, want mense lees die boek Openbaring verkeerd. So ons moet regtig bietjie mooi kyk na wat ons skrifhantering. En die ironie van Openbaring is dat dit gegee is aan 'n kerk in krisis, om die kerk te troos met die gedagte, met die feit dat Christus in beheer is. En die taal en die simboliek wat daar agter is bekende beelde en simbole en gedagtes, soos Jonker ook reg gesê het, vanuit die Ou Testament, om die kerk regtig te verseker, ook in die sikliese beweging daarvan wat Jaco genoem het, so om vir hulle te sê, Christus is in beheer en hy laat nie die werke van sy hande vaar nie. So dit is ryk in simboliek, simboliese betekenisse, en die apokaliptiese boeke, ek wil dit net mooi onderstreep, is daar om te troos, nie om te verwar nie. En as ons dan nou byvoorbeeld kyk na, Jaco het so vinnig genoem, ons lees van Babylon, jy het gepraat van die Eufraat, die see, die draak, die vrou wat weggeruk word in Openbaring 12. Het bepaalde beelde, en dan moet ons ook gaan kyk binne die spesifieke hoofstuk, want dit is ook belangrik dat Jaco nou die hoofstuk, die spesifieke 6de skaal gelees het, om te sê, maar goed, wat beteken die Eufraat hierso? Wat is die betekenis in die Ou Testament van die Eufraat? 'n grens wat oorgesteek is, en God wat die grense gaan verduidelik en gaan verwyder tussen die kerk en die wêreld, en dan gaan daar X, Y en Z gaan gebeur. En dan as ons van daar af die beginsel of die genre en die opbou en die simbole in ag neem, dan kom die troos daar uit. Maar weer eens, as jy nou, ek is seker ons luisteraars en so waarskynlik ook waarvan af hierdie vraag gekom het, as jy nou sosiale media gaan oopmaak en jy gaan kyk spesifiek ook wat in die Withuis aan die gang is, en die skrifhantering van die meeste van die mense rondom die ouens wat nou in beheer is ongelukkig die van Openbaring, is padkaart vir wanneer die einde gaan aanbreek. En dit het 'n spesifieke siening oor wanneer die wederkoms gaan plaasvind, nie? Dit is amper as ons is nou op Openbaring, ons trek nou by Openbaring 16 en dit is gewoon hermeneuties onbreekbaar. Ek dink Jan-Louis, jy raak 'n baie belangrike punt is wat ons hier ook net verstaan voor ons na die volgende punt te gaan oor die lees van Openbaring. Openbaring is nie 'n kronologiese tydlyn. Dis nie 'n plat kronologiese tydlyn wat teen hierdie datum afspeel, die datum. Met ander woorde, nou het iets gebeur en ons volgende stap in die geskiedenis is die volgende event nie, gebeurtenis nie. Openbaring in sy breë trekke, ek het vinnig daarna verwys, moet ons lees en simbolies lees. Ek gaan nou 'n bietjie vinnig daarna verwys, maar ons sien Openbaring tipies as 6 parallelle gesigte of siklusse, wat hierdie verskillende, en is altyd 6, jy sal sien is 6 bakke, 6 trompette, en jy sien herhalende gebeurtenis in elkeen, maar elkeen het 'n stukkie meer inligting by. So as jy begin by die eerste siklus van 6, dan sal dit jou inleidend voorstel aan die gebeure wat in die kerkgeskiedenis afspeel. Maar elke beeld herhaal soortgelyke gebeure, maar met meer besonderhede. Elke, noem dit dan nou maar film, van die wêreldgeskiedenis het iets hierby. So Openbaring 1 tot 3 is die eerste visioen. Nou tipies word dit gelees in by baie as kronologies, as die kerkera, dan vind daar 'n wegraping plaas van vers Openbaring 4 af op, as Johannes dan in die hemel en kyk, dis die sogenaamde tyd waar die kerk nou weg is, as in die hemel is. Maar ons sien eerder 'n eerste visioen, Openbaring 1 tot 3, 'n tweede visioen, Openbaring 4 tot 7, 'n derde visioen, Openbaring 8 tot 11, 'n vierde visioen, Openbaring 12 tot 14, 'n vyfde visioen, Openbaring 5 tot 16, en dan ook 'n 6de visioen, 17 tot 22. Nou ons is by die, so elkeen het iets uniek by, wat dit verder uitwys. En dan wil ek net vinnig terugwys, om te help met die lees van Openbaring. Dis wel interessant om te sien dat die boek om begin. Sy eerste vers sê, hierdie is 'n boek van tekens. Daar in Openbaring 1 vers 1 praat dit van, hy gaan bekend maak, deur sy engel, deur sy diensknegt Johannes. Nou daai woord bekend maak, of made known, soos die Engels hom vertaal, beteken om deur tekens te wys. In die oorspronklike taal
beteken dit letterlik om in deur tekens te wys. So reg in die inleiding, die boek al vir ons. En as ons verder wil kyk, Openbaring 12 vers 9 praat ons van die draak wat Satan voorstel. Nou, Satan is nie 'n fisiese draak nie. Die Bybel wys vir ons, hy is 'n wonderlike geskape engel. Nou, Jesus Christus in Openbaring 5 vers 6, die lam van Christus. Nou, Jesus is nie letterlik die lam nie, 'n lam nie. Ons weet, Jesus was op aarde as die Godmens. En dan ook Openbaring 17 vers 12 praat van horings en koppe, wat koninkryke voorstel. Nou, hierdie konings is nie letterlike koppe en horings nie. So daar's baie sulke voorbeelde wat duidelik vir ons wys wat die boek doen. En ons moet dus die boek lees saam met die Ou Testament. Daniël, Esegiel, Sagaria, Jesaja, Gog en Magog kom uit Esegiel 38 tot 39. Die seun van die mens kom uit Daniël 7. Die nuwe Jerusalem kom uit Esegiel 40 tot 48 en Jesaja 65 tot 66. So, dit is belangrik om dit te verstaan, alhoewel ons nie in verdere diep besonderhede wil ingaan nie. Ek dink dit gee tog vir die luisteraars 'n idee van Openbaring en wat daar aangaan en gee nou al vir jou 'n bietjie steek oor hoe moet jy dit openbaar. Dan wil jy nog ietsie bygevoeg het of Jan Louis spesifiek oor die wyse waarop ons Openbaring met hierdie simboliese en die veiligheid van die kodetaal en hanteer. Moet en wat gerigsteen is in die Ou Testament. Is dit belangrik om te onthou dat wanneer ons die Bybel nou so verklaar op so 'n wyse dat dit 'n regte padkaart vorentoe is, dan ontneem dit eintlik die troos wat dit bedoel was om te wees vir die vroeë kerk. So dit is eintlik 'n moderne arrogante lees van die teks, om so na te kyk asof ons meerdere kennis het as wat die vroeë kerk gehad het. En dit is regtig jy weet, as jy nou dink aan hoe die vroeë lesers geweldig bemoedig en vertroos daardeur geword het, en ons kyk dit na ons hanteer dit anders. So dit is histories net onhoudbaar om so te kyk na die teks. Ja, Jonker, gou wil jy ietsie bygevoeg het? Ja man, ek dink ons praat nou baie oor Israel en oorlog en daar's ook, jy het gepraat van wegraping. Nou dit is so nie daar is gelowiges wat jy weet Christene wat glo in die wegraping, maar dit is 'n ander benadering van die Openbaring boek. En die luisteraar vra dan spesifiek, wat is ons gereformeerde siening daaroor? Ons glo nie in die wegraping nie, want dit is 'n inlees van die tekste van die Bybel en 'n teorie wat gevorm word met 'n tipe van 'n blou druk stensel wat oor die Bybel geplaas word om dit daarvolgens te verstaan. Maar met betrekking tot die Israel en die oorlog wat gaan gebeur, die laaste oorlog wat gaan gebeur en hoe ons dit nou koppel aan die wêreldse dinge, dink ek ons moet vir mekaar ook sê, as jy die teks reg lees soos alle tekste behoort gelees te word, dan gaan hierdie oorlog nie oor watter nasie gaan nou wen en watter nasie nie. Hierdie gaan oor God se oorwinning. God wat oorlog gaan voer. Hy wat sy oorwinning gaan behaal. Ons moet dit net baie duidelik stel. Hierdie is nie God wat nou 'n finale slag gaan voer met die etniese volk Israel nie. Asof hulle nou die uitverkore volk is nie. Die Bybel en die Nuwe Testament is baie duidelik. Nie almal wat Israel is Israel nie. So ons moet dit ook net in gedagte hou en net weer opmerking op jou verstaan van die uiteensetting of gedagteopbou van die boek Openbaring. Die gereformeerde verstaan wat houdbaar is dat dit nie 'n kronologiese opbou is van hoofstuk 1 tot 22 nie, maar eerder 'n sikliese vertelling vanuit 'n ander perspektief elke keer wat eintlik in intensiteit toeneem om daarop te wys die kerk sal al meer verdruk word. So hierdie praat nie van 'n letterlike plek Armageddon nie. Dit is eintlik waarop dit neerkom. Ja, ons gaan nou in ons volgende punt toe, maar ek wil net noem, ons sal ook deel op die skakel. Na my mening is G.K. Beale, G.K. Beale, ek weet nie hoe spreek jy sy naam uit in Engels nie, maar G.K. Beale, het een van die beste kommentare welbekend wêreldwyd oor Openbaring geskryf. Hy het 'n korter weergawetjie wat goedkoper is. Ek dink hy is ook in Afrikaans vertaal en ek het al gesien, ek het die korter weergawe selfs in Afrikaans in 'n PDF vorm, dit is iewers beskikbaar. Ek dink jy kan op Christian Library gaan kyk.
Jopie van der Linden se Christian Library, hy is daar beskikbaar, ek het hom al daar afgelaai. Ekskuus, Hendrix het ook 'n goeie een geskryf, maar Hendrix se korter weergawe is ook daar, dankie aan Louis. Ons sal 'n paar skakels hieroor deel wat jy regtig in detail besonderhede kan gaan lees, maar G.K. Beale se kommentaar Openbaring word ook as een van die bestes beskryf. Goed. Ja. Jaco, ek moet net gou ietsie, ek moet reageer gou, jy het net nou gepraat van 6. Nou, ek weet van die 6 in Openbaring, nee, maar ek weet nie of jy verkeerd gepraat het en of ek verkeerd verstaan het nie, maar sover ek verstaan is dit siklusse van 7. Ja, die beelde is die 6 beelde, so 6 bakke, 6 dit. Dis Nee, 7. Ja, jy's reg. Die siklusse van 7. Die 666 waaraan jy dink is iets anders. Nee, ek dink daar's 7 tekens, maar daar's 6 hoofbeelde. Nee, ek grap sommer. In elke beeld is daar 7 tekens, maar soos ek dit verstaan. Maar G.K. Beale verduidelik dit baie mooi. Daar's 'n video reeks ook oor wat hy dit verduidelik op YouTube, wat ons ook miskien kan bydeel. Ja. Ons moet maar almal luister in tyd voordat hulle kommentaar lewer. Ja. So mooi, maar nee, ek wil ook net sê ons is nie G.K. Beale aanhangers nie, maar ons dink wel dat hy die skrif reg geïnterpreteer het. Ja. Goed, wat beteken Armageddon? En ek dink dit is belangrik as ons nou met hierdie apokaliptiese genre kyk na die teks, wat die teks vir ons voortbring, dan lees ons nou dan Openbaring 16 vers 16 van die plek, Hebreëse naam wat gegee word van Armageddon. Nou letterlik beteken Armageddon die berg van Megiddo, maar daar is eintlik geen berg by Megiddo nie. Megiddo was 'n vlakte in Israel waar daar groot beslissende oorloë gevoer is in die Ou Testament, byvoorbeeld Rigters 5, 2 Konings 23. En daarom het die skrywer Johannes hierdie simboliese betekenis gebruik van 'n groot slagveld, 'n beslissende slagveld wat daar gaan wees by hierdie plek waar daar al groot slagvelde gevoer het, maar dit beteken nie dit verwys op daar 'n letterlike slagveld nie. Johannes gebruik dus Ou Testamentiese oorlogstaal simbolies om die finale botsing tussen God en die magte van die bose te beskryf. So in die konteks van Openbaring 16 beskryf hier die 6de bak van God se oordeel. Onreine geeste versamel die konings van die aarde vir die oorlog van die groot dag van die Almagtige. Die punt van die teks is nie om 'n toekomstige wêreldoorlog se ligging te voorspel nie. Die punt is dat daar die magte van die wêreld wat ons alreeds sien aan die werk is. So ons sien alreeds hierdie geestelike oorlog waarvan Paulus in Efesiërs 6 skryf teen die kerk gaan intensifiseer. Dis lekker anglisisme Jan Louis. Maar gaan toeneem en 'n hoogtepunt bereik hier op hierdie einde, net voor die koms van Christus gaan daar regtig 'n groot wêreldonderdrukking en vervolging van die kerk wees. Ideologiese onderdrukking, 'n teenstand teen die kerk, weerstandigheid en aanbidding, bymekaar kom en so voort, sulke goeie gaan toeneem, groot word en op sy hoogtepunt bereik. Dit gebeur eintlik die hele geskiedenis deur, maar dit sal hier teen die einde tot hierdie hoogtepunt kom, wat dan hier uitgebeeld word as die slag van Armageddon. Broers, julle sien ek daaroor? Het is belangrik om daarbij aan te haak dat ons Here Jesus dit reeds in die evangelies voorspel het en dat Paulus ook sê, kyk, daar gaan 'n tyd kom waar mense liefhebbers van genot en van hulle self wees eerder as vir God en. So dis nie 'n unieke gedagte wat in Openbaring gebou word nie, en dit word gebou op baie mooi die nadere konteks, die Eufraat wat sy water opdroog, wat hy skeiding aandui, die skeiding, die grens tussen die wêreld en die kerk, en dan uit die bek van die ek wil net vers 13 en 14 lees, en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste soos padda sien kom, want is geeste van duiwels wat tekens doen, wat gaan na die konings van die aarde, die hele wêreld hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God, en dan die hele ding rondom Armageddon. So die bek van die draak, die dier en die valse profeet wys na hierdie oorlog wat gemobiliseer word deur die duiwel, die politieke magte en die valse geloof wat die kerk gaan indring, en dit word dan by die Armageddon op die spits gedryf. En die Armageddon, soos jy dit nou mooi uitgewys het, verwys dus nie na 'n spesifieke plek, 'n militêre slagveld nie. Dit beskryf die demoniese magte, die nasies wat mobiliseer,
wat teen God en teen die kerk en wat reg deur die geskiedenis aangaan en dan word dit die klimaks hier van die wêreld se rebellie teen God vir ons uitgedruk met die belangrike feit God is nie aan die verloor kant nie. Jaco? So 'n mens, ekskuus Jan Jonker, gaan jy eens aan? Dankie, mag ek net byvoeg, ons moet ook, wanneer ons dink aan die boek Openbaring, dan weet ons daar's verskillende sieninge oor. Party mense sê dis als toekomstige gebeure, party sê nee, dis nie toekomstige gebeure nie, het plaasgevind. Jy weet, ander sê weer, jy weet, dis net simbolies, daar's niks anders daaraan nie. Ek dink mens moet ook vir mekaar sê dat as ons die Bybel reg lees, dan is daar 'n boodskap wat God vir ons gee om sy kerk te troos in die boek Openbaring, om te sê hy het oorwin. Dit is wat ons aan die begin vir mekaar gesê het. Dit sou kon wees dat God aan die einde van tyd kom en dit so in vervulling bring, letterlik. Maar hier word nie gepraat van 'n fisiese berg nie. Soos ons gesê het, of 'n fisiese slagveld wat daar gaan wees nie. Dit praat eenvoudig van God wat sal oorwin. In simboliese taal, wel God wat reeds oorwin het, maar wat sy oorwinningsveld tog dan of oorlog gaan voer. So ek dink net dit moet mense ook in gedagte hou. God kan in die toekoms, kom ons sê, die Eufraat opdroog. Hy kan in die toekoms daar by Megido 'n oorlog slagveld laat voer, maar dis onlogies om te probeer sin maak en teorieë hierin te druk van hoe gaan watter volk nou waar inpas en wie gaan nou waar staan op daai slagveld. Dis onlogies, dit is nie die bedoeling van hierdie teks nie. Ja, wat ek in die skrif sien, wat Paulus skryf en die baie van die Nuwe Testamentiese skrywers skryf en dan ook op boek Openbaring, is dat die kerk is soos Israel uit Egipte uit, deur die woestyn. Ons is nou pelgrims deur die woestyn met die wêreldmagte teen die kerk, maar ons gaan nou ietsie daaroor sê. Ek wil dit nie nou sê nie, want ek dink dit is die hoogtepunt waar ek graag wil eindig, want daar word baie keer ook verkeerd gepreek. Die Bybel preek geweldig oorwinnend oor die eindtyd. Nie so verlorend en armdrukkerigheid en die kerk is armsalig en op 'n verloor stryd nie, maar ons sal 'n bietjie praat daaroor. So ek sien Armageddon as die vlakte is die wêreld. Daar is tans 'n oorlog teen die kerk in die vlakte van Armageddon. Die woestyn, die kerk is in die woestyn, die kerk word deur God gelei deur die woestyn na 'n eindbestemming, die ewige Kanaan toe, en die magte van die wêreld is gerig teen haar. Daai stryd gaan soms op, Calvin het gesê, die kerk sal soms bo op die kruin wees en soms onder in die vallei wees. Dit gaan uitspeel so met tyd. Soms gaan daar geweldige vervolging wees, ons het dit al gesien in die tyd van die Koue Oorlog met Rusland, en toe word dit afgebreek en toe breek daar 'n groot oorwinning vir die kerk deur, en die evangelie gaan selfs in Rusland in sekere plekke in op maniere wat van tevore nie gesien het nie. Maar ons sien weer 'n opbou in Rusland byvoorbeeld. Ander plekke van die wêreld, daar's plekke waar die kerk geweldig vervolg word. So gaan dit aanhou, dis die Armageddon waarbinne ons is. Maar daar kom 'n beslissende tyd waar teen die einde hierdie haat van die kerk 'n baie hoogtepunt gaan bereik. So Armageddon is die wêreld. Kerk is in die stryd in hierdie wêreld. En wanneer hy op sy hoogste is, dan bring Christus die oorwinning wat hy reeds aan die kruis behaal het, bring hy tot volkomenheid. Dis nie of daar dan 'n oorlog gaan wees, nou gaan Jesus eers met die Satan fight en arm druk en dan wen hy nie. Hy bring die oorwinning wat hy reeds geslaan het. Satan is 'n verlore vyand. Jesus sê ek het hom soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val. Hy's uitgegooi en hy sê weer die aardbewoners waar hy hier kom nou om sy dinge te doen. Maar die Satan is ook vir ons Openbaring gebind op 'n kort ketting. Hy het baie beperkte mag. Maar ja, so dis die beeld wat ek dink in breë terme wat ek van Armageddon sien. Ons kan aanstap na die volgende as iemand nog iets wil bysit, maar ons volgende punt is dan, ek dink ons het reeds by hierdie punt aangekom, Armageddon in die konteks van Openbaring 16. Ek wil uitkom by hierdie groot vraag, die gereformeerde verstaan van, hierheen. Waarom word dit minder beklemtoon in gereformeerde prediking? En ek wil dit so stel, dis nie 'n saak van minder beklemtoning nie. Ek dink ons kry die idee dat dit minder beklemtoon word, dit hang af van jou siening van
Armageddon. Maar dit gaan vir my eerder 'n manier hoe dit gepreek. Gereformeerde verbondsprediking preek vanuit die oorwinning van Christus, waar ons sien in Kolossense 2 dat Christus die vyand se kop reeds vermorsel het en gestroop het van al sy mag en hom 'n openbare spektakel gemaak het. So, dis nie asof ons as gereformeerdes nou moet preek oor hierdie ding wat kom en hierdie groot oorlog en hoe bewaar julle self en dan gaan nou 'n oorlog kom en bewapen julle self deeltyd. Ons preek vanuit die oorwinning van Christus. Die kerk het oorwin. Dis die groot boodskap van Openbaring. Die kerk het oorwin. Ons Here het klaar oorwin. So nou kan jy klaar die klemverskywing hoor en ek dink baie keer dink mense ons preek nie hoor nie, maar dit hang af hoe jy daarna kyk. In my opinie, as jy hierdie verstaan neem, word daar eintlik elke Sondag gepreek oor Openbaring 16 vers 16. Want as ons die oorwinning van Christus preek, dan is dit altyd relevant. Dan is Openbaring 16 vers 16 altyd relevant, al noem ons die naam daarvan. Nou ek wil die luisteraar gelyk gee, dat ek dink daar onkunde onder ons mense bestaan, omdat daar nie so duidelik oor die terme gepraat word, soos ons nou doen nie. Daar mag kerke wees wat dit doen, maar ek dink, ons is soms te bang vir hierdie onderwerp, en dit is nie so ingewikkeld nie. Ek dink ons moet onsself goed ingrawe, en ek dink ons moet gereeld preek hieroor in ons kerke, gereeld Bybelstudies hou, dat hierdie terme aangespreek word, dat ons lidmate nie met hierdie verwarring sit nie. Maar as die luisteraar hoor wat ek nou sê, en jy dink mooi daaroor, dan preek jou predikant elke Sondag die evangelie, en preek hy die oorwinning van Christus, en hy preek Armageddon. Miskien nie letterlik by die naam nie. So, dit is vir my hoe ek sou sê, waarom word dit minder beklemtoon? Dit gaan eerder oor, hoe sien ons dit? Jaco, die luisteraar vra, dit is 'n onderwerp wat verswyg word in die gereformeerde prediking, maar baie oor gepraat word in ander kringe, en ek wil ook gelyk gee aan die luisteraar deur te sê, ja, daar's baie inligting daar buite van ander sieninge en ander kerke oor die boek Openbaring, en die vraag is, hoekom? Hoekom nie ons nie? Jy het dit nou al baie mooi geantwoord, nee, want ons spreek die oorwinning van Christus wat reeds plaasgevind het. Daar's natuurlik aantuigings ook vanuit ander kringe, dat ons preek nie die boek Openbaring nie, want ons verstaan dit nie, nee? Ons gereformeerdes. En dis aantuiging sê ek vanuit ander oorde, nee. En dan sal daar baie keer selfs gesê word, julle eie mense, Martin Luther het gesê die boek van Openbaring is sinneloos om te preek, nee. Maar dit beteken nie dat dit minder woord van God is nie. Waarom preek ons nie hoofstuk vir hoofstuk uit die boek Openbaring nie? Is dit regtig omdat ons as gereformeerdes nie verstaan wat in die boek Openbaring aangaan nie? Of is dit juis omdat ons verstaan wat in die boek aangaan? Dat dit is alles beeldspraak om die kerk, kom ons sê veral die vroeë kerk te bemoedig in hulle stryd teen die aanvalle van die bose in die situasie waarin hulle gesit het, maar ook vir alle eeue, vir elke generasie gelowiges wat onderdruk word deur die bose magte. En dan wil ek nog sê, waarom word dit, jy weet, om die vraag nog verder te antwoord, waarom word dit dan in ander kringe baie meer oor gepraat? Nou ek wil nie aantuiging maak nie, maar as jy soetsappighede preek, nee, as jy preek iets wat opwindend klink, ja, die eindtye is naby, kyk nou net, wat het jy weet, Amerika gedoen, kyk nou wat het Israel nou gedoen, dit klink so relevant, so lekker, nee, en daarom moet ons nou, jy weet, kyk wat sê die boek Openbaring, en dit trek jou onmiddellik in die boek Openbaring, en dan kom al die teorieë daaroor, so, ek wil eintlik sê, baie mense preek Openbaring uit onkunde uit, met 'n teorie, wat lekker val op die ore, maar dis nie die bedoeling van die boek Openbaring. Ja, ek wil dalk 'n bietjie benader vanuit 'n ander hoek, en ek wil die kritiek ter harte neem, die implisiete kritiek dat 'n mens nie baie uit Openbaring uit preek nie, want dink 'n bietjie in jou grootword jare jonker, en jy ook, Jaco, het op 'n bietjie groter, 'n breër basis om op terug te val as die res van ons. Ekskuus, ek het jou nou uitgenoem op 'n baie slim manier. Ek het nog hare, ja. Gelukkig sê my eskatologie, ek gaan oorwin.
Dat predikant is dikwels huiwerig om vanuit Openbaring te preek. Dalk juis omdat ons spekulasie wil vermy, die sensasie en al die tielantuintjies wat dikwels aan die boek toegeskryf word wil vermy. Maar dit gaan baie daarop en ek gaan nou my punt illustreer. Ek gaan gou vir julle iets lees en dan gaan julle hoor wat ek probeer sê. As Johannes direkte taal geskryf het, as hy gesê het, Keiser Domitianus is 'n dienaar van die duiwel en Rome gaan vernietig word, sou die brief onmiddellik deur die Romeinse owerhede gekonfiskeer geword het en die Christene wat dit gelees en versprei tereggestel geword het. Maar nou gebruik hy Babylon om na Rome te verwys, die dier om na die goddelose staatsmag te verwys en dan gebruik in 'n sekere sin kodetaal. En die Christene, en dis my punt, wat die Ou Testament geken het presies geweet wat hy bedoel, maar vir 'n Romeinse wag sal dit na 'n vreemde drome gelyk het en geen politieke gevaar ingehou het nie. So die punt wat ek hier wil maak is dat dit is dikwels 'n moeilike boek om uit te preek, juis omdat die simboliek vanuit die Ou Testament onbekend by baie lidmate is. En dit dryf en dring ons dan as predikante en as gemeentes om jou Bybel regtig van voor tot agter te lees. En Openbaring is dus met ander woorde 'n boek wat geweldig berus op die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament. En as een deel van die boek, die Bybel as 'n biblioteek, nee, vir jou toegesluit is, dan beteken dit Openbaring is vir jou toegesluit. En daarmee saam, kom ons dink 'n bietjie terug hoe baie van ons prediking is 'n reeks prediking vanuit die Ou Testament. Nie baie nie. Ek maak nou dalk 'n sweeping statement, dit mag in bepaalde gemeentes 'n ander saak wees, maar die Ou Testament is vir baie mense meer nog as die Nuwe Testament 'n ou boek en 'n moeilike boek om te verstaan, maar ek dink vandag se episode maak dit vir ons baie duidelik dat Openbaring regtig berus op jou kennis van die Ou Testament. En dis dalk 'n rede hoekom dit nie dikwels gepreek word nie. Net 'n laaste opmerking van my kant af. Ek dink ek het nou die een kant toe gepraat, maar ek wil ook wel sê dit is waar. Ons moet meer blootstelling gee aan lidmate oor die boek Openbaring. Julle het dit reeds genoem, Bybelstudies moet gehou word. Daar moet selfs prediking kom uit die boek Openbaring. Maar dit leen hom nie altyd daartoe nie, want jy weet, om 'n reeks prediking uit Openbaring te preek, kan sinvol wees, maar 'n gemeente is dinamies en jy moet die hele gemeente jy weet, in ag neem met wat moet hulle hoor gedurende die jaar. Jy weet, jy kan nou nie by Openbaring 1 vers 1 begin en na 15 jaar is jy dan by Openbaring 22 en dan jy nou die hele boek in prediking deurgewerk nie. Dis nie die bedoeling van prediking ook nie. So daar's plekke daarvoor vir Bybelstudies. So ek dink wel ons moet ons lidmate toerus om meer blootstelling te hê aan die boek Openbaring. Ja, ek stem saam. Ons het so 'n paar jaar terug met baie groot vrug, want daar het ek redelike diep studie gedoen en ons Bybelstudie gelei deur die hele boek Openbaring. Ons het 'n Bybelstudie gedoen vir so 'n jaar en 'n half deur die hele boek Openbaring en verskeie bronne gebruik, onder andere G.K. Beale, Hendricks en 'n paar ander. En dit was geweldig vrugtevol. Ek onthou nou nog terug na baie van die inligting daar en wat dit beteken het. En ja, om jy af te sluit, die groot boodskap van Openbaring is die oorwinning van Christus. Dit is geskryf vir die kerk in elke oomblik. Nou, kort nota hier, as dit so letterlik geskryf was, dan sou die boek van Openbaring nie veel vir ons beteken het nie, of selfs nie vir die eerste Christen iets beteken het nie. Maar Openbaring is geskryf om vir al die kerk in elke era hierdie groot bemoedigende boodskap te bring. Christus het oorwin en hy lei sy kerk op hierdie seëgetog. Hy neem sy kerk saam op hierdie seëgetog van oorwinning wat ons daar in Kolossense sien. Tipies wanneer 'n koning oorwin het, in die Ou Testament het hy sy gevangenes gebind aan kettinge en hulle deur die hoofstraat, as jy wil, van die stad geneem en almal het hulle bespot en so het hulle is naak gestroop van hulle magte. En die kerk word saam met Christus op sy seëgetog gelei. Dis die groot boodskap van Openbaring en dis 'n bemoedigingsboek, nee. Net 'n laaste opmerking oor beklemtoon. Nou kan jy vir jouself dink, as my gedagtes in die toekoms daar 'n slagveld gaan wees, dan sal ek baie angstig wees om gereeld te bepreek hieroor, nê? Dan gaan dit my ook pla, wie is die anti-kris? En as ek soek na die anti-kris die hele tyd, dan gaan ek preek hieroor gereeld. So ek dink net, my luisteraar kortliks sê is, ons fokus is nie om te soek wie is hierdie ou die anti-kris, want Johannes sê vir ons, as baie anti-kriste en hulle gaan kom en gaan.
en ons is in hierdie wêreld onder Christus se heerskappy veilig in sy hand. Laaste opmerking van jou, Janker. Jaco, ek moet sê, as ons besig gaan bly om heeltyd te soek wie is die anti-Christ, dan gaan ons nie ons werk doen op aarde nie. Presies. En dan verloor die kerk. En dan is die kerk angstig en vreesagtig. So, Precies. ja, net so. Maar dankie julle. Dit was, skiet Jan-Louis, nog iets sien? Ja, Matteus 24:6, julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, maar dit is nog nie die einde nie. Ons Here Jesus se woorde. Ons hou dit in gedagte. Ja. So, kerk van Christus, wees bemoedig, wees oorwinnend, glo vas, kyk op na jou koning wat op die troon sit aan die regterhand. Hy het oorwin reeds, daar's nie 'n armdruk stryd nie. Ons koning het oorwin en sy kerk is veilig in sy hande en hy neem ons na die nuwe Kanaan toe. Baie dankie julle vir 'n wonderlike episode dat ons dit kon deurtrap. Ook aan ons luisteraars, mag dit vir u dan ook hierdie antwoord duidelik maak. Totsiens.